Dankie julle, ons gaan aan met Jeremia 49, profeseë teen die Ammoniete. Oor die kinders van Ammon, so sê die Hemelse Vader, het Israel geen kinders nie. Het hy geen erfgenaam nie. Waarom het Milkom Gad uit sy besitting verdrywe en woon sy mense in die stede daarvan? Daarom kyk, daar kom dae, spreek die Hemelse Vader, dat ek teen Raba van die kinders van Ammon oorlogsgeskree sal laat hoor, en dit sal word 'n woestyn, pynhoop, en sy onderhorige plekke sal met vuur verbrand word. Dan sal Israel die wat hom in besit geneem het, in besit neem en sê, so sê die Hemelse Vader, huil, o Hesbon, wat Ai is verwoes, skreeu, o dogters van Raba. Omgord julle met rouklere, hef 'n klag aan en swerf rond tussen die klipmure, want Milkom sal in ballingskap gaan, sy priesters en sy vorste, almal saam. Wat roem jy op die dale, op die oorvloed van jou dal, o afkeerige dogter, wat op jou voorrade vertrou en sê, wie sal aan my kom? Kyk, ek bring vrees oor vir julle almal. Wat rondom jou is, spreek die Hemelse Vader, van die leerskare, en julle sal weggedrywe word, elkeen reg voor hom uit, sonder dat iemand die swerwelinge vergader. Maar daarna sal ek die lot van die kinders van Ammon verander, spreek die Hemelse Vader. Profesie teen die Edomiete vanaf vers 7. Oor Edom, so sê die Hemelse Vader van die leerskare, is daar geen wysheid meer in Teman nie. Ontbreek raad by die verstandiges, is hulle wysheid uitgeput. Vlug draai om skuil diep weg, o inwoners van Dedan, want ek het die ondergang van Esau oor hom gebring, die tyd dat ek oor hom besoeking doen. As daar druiwesnyers na jou kom, sal hulle geen naoes laat oorbly nie, of diewe in die nag hulle sal verniel, totdat hulle genoeg het. Want ek het Esau ontbloot, ek het sy skuilplekke oopgemaak, sodat hy hom nie kan wegsteek nie. Sy geslag is verwoes, ook sy broers en sy bure, en hy is daar nie. Laat jou wese agterbly, en ek sal hulle in die lewe hou, en laat jou weduwees op my vertrou. Want so sê die Hemelse Vader, kyk, hulle wat eintlik die beker nie moes drink nie, moet sekerlik drink, en jy sou jou heeltemal ongestraf bly. Jy sal nie ongestraf bly nie, maar sekerlik drink. Want ek het by myself gesweer, spreek die Hemelse Vader, dat Bosra verwerp van die verbasing van smaad, 'n woestheid en 'n vervloeking sal word, en al sy stede sal ewige pynhope wees. Ek het 'n tyding van die Hemelse Vader gehoor, en 'n boodskapper is gestuur onder die nasies om te sê, versamel julle en kom aan teen hom en maak julle gereed vir oorlog. Want kyk, ek het jou klein gemaak onder die nasies, verag onder die mense. Jou vreeslikheid en jou bedrieg en die vermetelheid van jou hart, o jy wat woon in rotsklowe en jy wat top van die heuwel in besit hou. Al maak jy jou nes so hoog soos die arend, daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Hemelse Vader. So sal Edom dan 'n voorwerp van verbasing word. Elkeen wat by hom verbytrek, sal hom verbaas en spot oor al sy pla. Soos die omkering van Sodom en Gomorra met hulle bure, sê die Hemelse Vader, sal niemand woon, geen mensekind daar vertoef nie. Kyk, soos 'n leeu uit die pronkbosse van die Jordaan sal daar een optrek teen die vaste woning, want in die oomblik sal ek hulle daaruit wegjaag, en hom wat uitgekies is,
sal ek daaroor aanstel, want wie is soos ek, en wie sal my dagvaar? En wie is tog 'n herder, wat voor my aangesig kan standhou? Daarom hoor die raadsbesluit van die Hemelse Vader, wat hy teen Edom geneem het, en sy planne, wat hy teen die inwoners van Teman beraam het. Waarlik die kleinste van die kudde sal weggesleep word, waarlik hulle weiveld sal oor hulle verslaaf wees, van die geluid van hulle val bewe die aarde. Daar is 'n geskreeu by die Skelfsee, word die geluid daarvan gehoor. Kyk, een sal opstyg en vlieg, soos 'n arend, en sy vlerke oor Bosra uitsprei, en die hart van die helde van Edom sal in die dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is. Profeseë teen Damaskus vanaf vers 23. Oor Damaskus beskaam staan Hamat en Arpad, want hulle het slegte tyding gehoor. Hulle beweeg soos die see in bekommernis, dit kan nie rus nie. Damaskus is ontmoedig, hy het omgedraai om te vlug, en die skrik het hom aangegryp. Benoudheid en wees soos van een wat baar, het hom aangegryp. Hoe is die roemsryke stad nie verlate nie, die vesting van my vreugde? Daarom sal jong manne val op sy pleine, en al die krygsmanne in die dag omkom, spreek die Hemelse Vader van die leerskare. En ek sal 'n vuur aansteek in die muur van Damaskus, en dit sal die paleise van Ben-Hadad verteer. Profeseë teen Arabië vanaf vers 28. Ook het daar oor die koninkryke van Hasor, wat Nebukadneser die koning van Babel verslaan het. So sê die Hemelse Vader, maak julle klaar, trek op teen Kedar, en verdelg die kinders van die ooste. Hulle sal hulle tente en kleinvee wegvoer, hulle tentdoeke en al die huisraad en hulle kamele meeneem, en oor hulle uitroep skrik rondom. Vlug, vlug haastig, skuil diep weg, o inwoners van Hasor, spreek die Hemelse Vader, want Nebukadneser, die koning van Babel, het 'n besluit teen julle geneem en 'n plan teen julle beraam. Maak julle klaar, trek op teen 'n sorgelose nasie wat in gerusheid woon, spreek die Hemelse Vader, wat geen poorte of grendel het nie, wat alleen woon, en hulle kamele sal 'n roof en 'n menigte van hulle vee 'n byt wees, en ek sal hulle verstrooi na al die windstreke, die wat aan die rand hulle harre wegskeer, en ek sal hulle ondergang van alle kante af aanbring, spreek die Hemelse Vader. En Hasor sal word 'n lêplek van jakkalse, 'n wildernis tot in ewigheid. Niemand sal daar woon nie, en geen mensekind sal daar vertoef nie. Profeseë teen Elam vanaf vers 34. Die woord van die Hemelse Vader wat tot die profeet Jeremia gekom het oor Elam in die begin van die regering van Sedekia, die koning van Juda, naamlik. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, kyk, ek verbreek die boog van Elam, die keer van hulle krag, en ek sal vuurwinde uit die vierhoeke van die hemel oor Elam aanbring, en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie, en ek sal Elam verskrik voor hulle vyande, en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring. Die gloed van my toorn, spreek die Hemelse Vader, en ek sal die swaard agter hulle aanstuur, totdat ek hulle vernietig het. En ek sal my troon in Elam vestig, en sal die koning en die vorste daaruit tot niet maak, spreek die Hemelse Vader. Maar aan die einde van dae sal ek die lot van Elam verander, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. OK julle, ons gaan aan met hoofstuk 50.
Profesie teen Babel. Die woord van die Hemelse Vader deur die profeet van Jeremia gespreek het oor Babel, oor die land van die Galdeërs. Verkondig onder die nasies en laat hoor, en steek 'n banier op, laat hoor, verberg dit nie. Sê, Babel is ingeneem, Bel staan in beskaamd. Merodach is verskrik, sy afgode staan beskaamd, sy drekgode is verskrik. Want 'n volk trek teen hom op uit die noorde, dit sal sy land 'n woestyn maak, sodat daar geen inwoners in is nie. Mense sowel as diere het gevlug, weggetrek. In die dae en die tyd, spreek die Hemelse Vader, sal die kinders van Israel kom, hulle met hulle kinders van Juda saam. Onder geween sal hulle voorttrek, en die Hemelse Vader hulle God soek. Hulle sal na Sion vra, op die pad hierheen sal hulle aangesig gerig wees. Hulle sal kom en by die Hemelse Vader aansluit in 'n ewige verbond, wat nie vergeet sal word nie. 'n Kudde verlore skape was my volk, hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge toe, hulle het gegaan van die berg na heuwel, hulle het hulle lêplek vergeet. Almal wat hulle kry, het hulle opgeëet, en hulle teestanders het gesê, ons maak ons nie skuldig nie, omdat hulle gesondig het teen die Hemelse Vader, die woning van geregtigheid en van verwagting van hulle vaders, die Hemelse Vader. Vlug uit Babel en gaan uit die land van die Galdeërs en wees soos bokke voor die trop kleinvee uit. Want kyk, ek verwek en laat teen Babel optrek 'n menigte van groot nasies uit die Noordland. Die sal hulle teen hom opstel, daarvandaan sal hy ingeneem word. Hulle pyle sal wees soos die van 'n voorspoedige held, wat nie met leë hande terugkom nie. En Galdea sal 'n byt word, almal wat hom beroof sal versadig word, spreek die Hemelse Vader. Al is julle verheug, al jubel julle, plunderaars van my erfenis, al huppel julle soos 'n vers wat graan dors, en rin ek julle soos die jongste. Julle moeder staan grootliks beskaamd, sy wat julle gebaar het, is rooi van skaamte. Kyk, sy is die agterste van die nasies, 'n woestyn, 'n dor land en 'n wildernis. Wees die toorn van die Hemelse Vader sal dit nie bewoon word nie, maar geheel en al 'n wildernis wees. Elkeen wat by Babel verbygaan, sal verbaas wees en spot oor al sy pla. Stel julle op teen Babel rondom, julle almal wat die boog span, beskiet hom, spaar die pyle nie, want hy het teen die Hemelse Vader gesondig. Juig oor hom rondom, hy het hom oorgegee, sy pilare het geval, sy mure is afgebreek, want dit is wraak van die Hemelse Vader. Breek julle op hom, doen aan hom soos hy gedoen het. Roei uit Babel uit die saaier en die wat sekel hanteer in die oestyd. Laat hulle vanweer die verdrukkende swaard elkeen na sy volk omdraai en elkeen na sy land vlug. Israel is 'n rondgejaagde skaap wat die leeu's weggedrywe het. Eers het die koning van Assur hom opgeëet, en nou ten laaste het Nebukadneser, die koning van Babel, sy gebeente afgeknaag. Daarom so sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek doen besoeking oor die koning van Babel en oor sy land, soos ek besoeking gedoen het oor die koning van Assur. En ek sal Israel na die weiveld terugbring, en hy sal wei op Karmel en in Basan, en sy siel sal op die gebergte van Efraim en in Gilead versadig word. In die dae en in die tyd, spreek die Hemelse Vader, sal die ongeregtigheid van Israel gesoek word, maar dit sal daar nie wees nie, en die sondes van Juda, maar hulle sal nie gevind word nie,
want ek sal vergifnis skenk aan diegene wat ek laat oorbly. Teen die land van Meratiam trek daarteen op en teen die inwoners van Pekot, verwoes en tref met 'n banvloek agter hulle, spreek die Hemelse Vader, en doen net soos ek jou beveel het. Daar is 'n oorloggeskreeu in die land en 'n groot verbreeking. Hoe is die hamer van die hele aarde afgekap en verbreek? Hoe het Babel geword 'n voorwerp van verbasing onder die nasies? Ek het vir jou 'n stryk gespan en jy is ook gevang, o Babel, sonder dat jy dit geweet het. Jy is betrap en ook gegryp, omdat jy jou teen die Hemelse Vader in die stryd begeef het. Die Hemelse Vader het sy skatkamer oopgemaak en die werktuie van sy grimmigheid uitgebring, want 'n werk is dit wat die Hemelse Vader van die leerskare te doen het in die land van die Galdeërs. Kom aan teen hom van alle kante, maak oop sy voorraadskure, stapel hom op soos koringmiede en tref hom met die bandvloek. Hy moet geen oorblyfsel hê nie. Slaan dood al sy jong stiere en laat hulle afgaan om geslag te word. Wee hulle, want hulle dag het gekom, die tyd van hulle besoeking. Hoor, vlugtelinge en mense wat vrygemaak het uit die land van Babel, om in Sion te verkondig die wraak van die Hemelse Vader, onse God, die wraak van sy tempel. Roep teen Babel skitters op, almal wat die boog span, slaan laar op, rondom teen hom. Laat daar geen ontkoming wees nie. Vergeld hom na sy werk, doen met hom net soos hy gedoen het, want hy was vermetel teen die Hemelse Vader, teen die Heilige van Israel. Daarom sal sy jong manne val op sy pleine, en al sy krygsmanne in die dag omkom, spreek die Hemelse Vader. Ek het dit teen jou, o vermetele, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, want jou dag het gekom, die tyd dat ek jou besoeking sal doen. Dan sal die vermetelde struikel en val, en daar sal niemand wees wat hom optel nie. En ek sal 'n vuur aansteek in sy stede, en dit sal die hele omgewing verteer. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, die kinders van Israel en die kinders van Juda is saam verdruk, en almal wat hulle gevangenes weggevoer het, hou hulle vas, weier om hulle te laat trek, maar hulle verlosser is sterk. Hemelse Vader van die leerskare is sy naam. Hy sal hulle saak sekerlik verdedig, om die aarde rus te gee en die inwoners van Babel in onrus te bring. Die swaard oor die Galdeërs, spreek die Hemelse Vader, en oor die inwoners van Babel, en oor sy vorste, en oor sy wyse manne. Die swaard oor die groot praters, dat hulle dwaas kan word, die swaard oor sy helde, dat hulle verskrik kan word, die swaard oor sy perde, en sy strydwaans, en oor die hele gemengde bevolking wat daar binne-in is, dat hulle vroue kan word, die swaard oor sy skatte, dat hulle geplunder kan word, droogte oor sy waters, dat hulle kan uitdroog, wat dit is 'n land van gesneede beelde, en deur die skrik gestaltes in hulle waansinnige. Daarom sal daar boskatte saam met die wilde honde bly, en ook sal daar volstruise in bly. 'n Mens sal daar in ewigheid nie meer bly nie, en dit sal nie bewoon word van die geslag tot geslag nie. Soos God Sodom en Gomorra met hulle bure omgekeer het, spreek die Hemelse Vader, sal daar niemand woon nie, en geen mensekinde daar vertoef nie. Kyk, daar kom 'n volk uit die noorde, en 'n groot nasie en 'n magtige konings word opgewek uit die agterhoeke van die aarde. Boog en lans hanteer hulle. Hulle is wreed en sonder barmhartigheid. Hulle geluid brei soos die see, en hulle ry op perde gewapend soos 'n man vir die oorlog teen jou, o dogter van Babel. Die koning van Babel het die gerig van hulle gehoor,
en sy hande het slap geword. Benoudheid het hom aangegryp, smart soos van een wat baar. Kyk, soos 'n leeu uit die pronkbosse van die Jordaan sal daar een optrek teen die vaste woning, want in 'n oomblik sal ek hulle daaruit wegjaag, en hom wat uitgekies is, sal ek daaroor aanstel. Want wie is soos ek, en wie sal my dagvaar? En wie is tog 'n herder wat voor my aangesig kan standhou? Daarom hoor die raadsbesluit van die Hemelse Vader wat hy teen Babel geneem het, en sy planne wat hy teen die land van die Galdeërs beraam het. Waarlik, die kleinstes van die kudde sal weggesleep word. Waarlik, hulle weiveld sal oor hulle verslaaf wees. Van die tyding, Babel is ingeneem, bewe die aarde, en geskreeu word onder die nasies gehoor. Tot sover.